Ons skriflesing is vanoggend Romeine 8 vers 31 tot 34. Ons gaan aan in die reeks oor Romeine. Maar voordat ek die teks vir jou op die skerm sit en voordat ons saam lees, kom ons sluit die oë en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons kom sê vir U baie dankie vir die voorreg dat ons in U naam by mekaar kan kom. U die lewende, almagtige God, skepper van die hele aarde, Vader van Jesus Christus, ons verlosser. Ons aanbid U. Ja, Here, ons harte is vol van dankbaarheid dat ons vir U kan ken. Ons loof U, ons prys U, ons aanbid U. Ons dankie vir U woord, waardeur U Uself aan ons geopenbaar het en ook nog steeds openbaar. En ons bid dat U ook vanoggend met ons sal praat deur U woord en ons harte op U sal rig. Ons bid dit om U naam se ontwil. Amen. Ek lees vir ons saam, jy kan in U eie Bybel ook volg, in die 2020 vertaling vanaf vers 31. Wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het, hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit en wat ook vir ons intree. Ons lees tot sover. Ons tema is vanoggend vir hierdie boodskap, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? As God vir ons is. Nou ons kan dit verkeerd lees, Paulus gee dit nie as 'n moontlikheid aan gelowiges nie, nee, Paulus gee dit as 'n feit. God is vir ons. God is aan ons kant. Dis wat hy hier sê. God is nie teen ons nie, God is vir ons. Ongelooflike gedagte. En met dit in gedagte, die volgende stelling, wie kan teen ons wees? Wat Paulus eintlik wil sê is, kan ons soos volg verwoord, as God vir jou is, maak dit nie saak wie teen jou is nie. As God vir jou is, maak dit nie saak wie teen jou is nie. Geliefdes, as God vir jou is, kan die hele wêreld, alle nasies, mense, alle magte, bose magte, ook van die duisternis, sit die duiwel en sy engele by, stapel nog op, wie nog teen jou kan wees, en dit is irrelevant, nikseggens en onnoembaar, as God vir jou is. Want een persoon met God is in die meerderheid. Een persoon met God is in die meerderheid. Net een mens wat die Almagtige, die Vader van Jesus Christus aan sy kant het, is in die meerderheid ongeag wie aan die ander kant is. Dis hoekom Dawid nie bang was vir Goliat die reus nie. Almal was bang behalwe hy. Hoekom? God was met hom, God was aan sy kant. En daarom sê Dawid vir die Filistyn Goliat, hoor mooi wat sê hy vir hom, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, en dit was 'n verskriklike swaard, die ding het, lyk my 60, 70 pond geweeg, of kilogram geweeg, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige. Net die gedagte van, as God vir jou is, maak nie saak wie teen jou is nie. Die verdere betekenis van as God vir jou is, want dit is geweldig verrykend, is, jy is nie aan God se verkeerde kant nie. Jy is nie aan God se verkeerde kant nie. Ons verstaan dit almal. Jy kan aan iemand se regte kant wees, of jy kan aan sy verkeerde kant wees. Jy is nie aan God se verkeerde kant nie. Jy is aan God se regte kant. Baie mense glo nie dat die Almagtige God, die skepper van die heelal, 'n verkeerde kant het nie. Hulle glo omdat hy 'n genadige God is, het hy net 'n regte kant. Hy het net een kant. So ek kan doen net wat ek wil. Hy het net 'n regte kant. Dis 'n leuen
van die duiwel, want buite Christus is almal aan God se verkeerde kant. Jesus sê self, wie aan die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, inteendeel, die toorn van God bly op hom. Dis Jesus wat dit sê. Sê wie nie, net voor dit sê wie in die seun glo het die lewe, en dan sê wie aan die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, inteendeel die toorn van God bly op hom. Johannes 3:36. Paulus getuig oor homself in Efesiërs 2 vers 3 soos volg. Hy sê, dit is van toepassing op hom voor sy bekering, hy sê ook ons, soos al die ander, was van nature kinders bestem vir die oordeel. Almal aan God se verkeerde kant. As God vir jou is jy onder sy genade, onder sy beskerming, op die nou pad, jou ewige bestemming is veilig. As God vir jou is jy onder sy genade. As God teen jou is jy buite sy genade, op die breë pad, wat lei na die verderf en God se ewige toorn en straf. Terug by ons tema. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Nou, waar pas dit in die Romeine boek? Dit wat Paulus hier sê, vir die van u wat nou net die teks nou vanoggend hoor, dit is eintlik Paulus se gevolgtrekking, wat volg op Paulus se uiteensetting van die evangelie van God se genade, waardeur God sondaars uit genade regverdig verklaar deur geloof in die Here Jesus alleen om hulle te red van God se oordeel. In hierdie evangelie beskryf hy eintlik van Romeine 3 af dwars deur met fokuspunte in hoofstuk 5 en dan 6 en dan 7 en dan in 8. En dan Paulus die evangelie van God se genade bou op tot 'n klimaks, saamgevat in Romeine 8 vers 28 tot 30 en ons het verlede Sondag daarby stilgestaan, die goue ketting van verlossing deur geloof in Here Jesus. Ons het verlede Sondag dit uitvoerig behandel. So hierdie, as God vir ons is en wie kan teen ons wees, is net 'n gevolgtrekking van dit eintlik wat hy sê in Romeine 8 vers 28 tot 30. Net om saam te vat wat ons verlede Sondag gesê het, en daar het ons gelees, God het hulle wat hy reeds tevore geken, soos ons gewys het, in liefde gekies het, ook vooruit bestem, en diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep, en hy het hulle vooruit bestem, om gelykvormig te wees aan Jesus Christus, en diegene wat hy geroep het, dis wat die Gees jou lewend maak, jou trek na God, het hy ook vrygespreek, regverdig verklaar, op grond van Christus se kruisdood, en diegene wat hy vrygespreek het, of regverdig verklaar het, het hy ook verheerlik, dit wys op die verheerliking met Christus in die hiernamaals. In eenvoudige taal, vanuit sy ewige raadsplan het God verlore sondaars gekies, bestem, geroep, om geregverdig deur die geloof in die Here Jesus 'n hemelse heerlikheid saam met die Here Jesus te ontvang. Dis wat Paulus daar sê. Mag dalk op jou oor vreemd val as jy dit nog nooit gehoor het nie. Maar dis wat Paulus daar sê. So Romeine 8 vers 29 tot 30 getuig van 'n vaste sekerheid. Waarvan is dit? Die verlossing van sondaars wat die soewereine almagtige God begin het, maak hy klaar. Jy sal sien in hierdie, as jy dit lees, nêrens staan daar enige iets van wat jy gedoen het nie. Dit gaan alles oor wat God doen. Hy is die een, hy is die subjek. Die verlossing van sondaars, God het dit begin, God maak dit klaar. Die sondaars wat hy uitverkies het, sal hy deurvat tot by hul eindbestemming, tot in die hemel. Niemand kan wegval of wegraak as God hulle gevat het nie. Nou vra Paulus in vers 31, wat sal ons dan hiervan sê? Dis nou van hierdie wat ek nou net gesê het, van Romeine 8, 29, 30. Dit wil sê, wat sal ons sê van die goue onbreekbare ketting van God se verlossingsplan, waar God sondaars kies, red en hulle bewaar tot aan die hemel. En dit bring Paulus dan tot by sy gevolgtrekking, waar hy sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sou die vraag anders kon formuleer binne hierdie konteks,
As God vir jou is, omdat God jou gekies het en geroep het deur geloof in sy seun, kan enige iemand so teen jou wees dat jy jou geloof en jou verlossing in Christus verloor? Dit is dalk 'n vreemde vraag. As jy glo met jou hele hart in die Here Jesus, net God jou gekies. Kan enige iemand so teen jou wees dat jy jou geloof en jou verlossing in Christus kan verloor? Nou in die wêreld waar ons lewe, is dit duidelik, daar is mense wat teen jou is net omdat God vir jou is. Dit is duidelik. Daar is mense in die wêreld wat teen jou is net omdat God vir jou is. Ons moenie naïef wees nie. In die wêreld is daar mense wat teen jou is om jou geloof in die Here Jesus te vernietig. En dit gebeur op baie vlakke. Jesus het sy disippels daarteen gewaarsku in Matteus 10. Hy het gesê, onthou, ek stuur julle so skape tussen wolwe in. Wat maak 'n wolf met skape? Verskeer hulle. Verskeer hulle. Jy het al gesien as 'n hond of 'n jakkals of 'n ding 'n skaap byt. Hy staan net. Hy doen niks. Hy kan nie eens beklei nie. 'n Bok is iets anders. Hy sal nog 'n bietjie beklei. 'n Skaap staan net. Hy sê ek stuur julle so skape tussen wolwe in. Dan sê hy vir hulle, pas op vir die mense. Hulle sal julle aan geregshowe uitlewer. Ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word ter wille van my. Die een broer sal die ander uitlewer om doodgemaak te word. Dit gebeur veral in moslimlande. Julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word. Ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees, want die huismens kies nie vir God nie. En daarom die een in daai huis wat aan God behoort, hy staan hom teë. Nou hierdie mense, staatsmanne, regerings, huismense, is dan soos wolwe, want dis waarvan Jesus gepraat het, wat jou geloof wil verslind, net omdat God met jou is. Hoekom doen hulle dit? Hoekom doen hulle dit? Wie sit agter dit? Jy hoef nie, as 'n mens kyk na die wêreld, dan is dit duidelik, daar is 'n boosheid, daar is 'n mag, wat jy nie kan verklaar nie. Hoekom doen hulle dit? Omdat hulle in die mag van die duiwel is, soos wat Johannes dit reg skryf. Hy sê, die hele sondige wêreld is in die mag van die duiwel. Ongelowiges is in die mag van Satan, nie dat hulle besig is met satanisme en die duiwel aanbid of met hom heeltyd besig is nie, sonder dat hulle dit noodwendig weet. Hulle weet dit nie eers nie. Hulle is in sy mag. Daarom skryf Paulus aan Korintiërs en sê vir hulle, ongelowiges se verstand is deur die god van hierdie wêreld verblind. En hy lei vir hulle en hy maak met hulle en hulle weet nie eers, hy doen dit met hulle nie. Daarom sal die duiwel op alle vlakke van die samelewing waar ongelowiges in beheer is, in die heersende kultuur, op skool, op universiteit, waar jy werk, soms subtiel, soms blaatant, soms met geweld, waar Christene wreed doodgemaak word. Dis nou dag in Nigerië waar 70 Christene binne 'n kerk met pangas doodgekap is. Soms subtiel, soms blaatant, soms met geweld teen gelowiges, net omdat hulle gelowiges is en ten diepste omdat God met hulle is. Die duiwel kan dit nie verdra nie. En in alles sal hulle probeer om mense se geloof in die Here Jesus te vernietig. As jy gaan lees oor die kommunistiese regerings, dan kom jy agter hulle wou met Christene een ding doen. Hulle geloof afbreek. Sit 'n predikant vir 20 jaar binne in 'n selletjie waar hy in die ronde loop en as hy na 20 jaar uitkom, dan straal sy oë van die Here Jesus, dan glo hy. Hulle kan dit nie reg kry om dit te vernietig nie. En daarom selfs in die kerk se binnekring sal die duiwel mense opsteek om gelowiges se geloof te vernietig. Dit is so. Wanneer Paulus die ouderlinge van Efese groet, sê hy, ek weet dat daar na my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring en hulle sal die kudde nie ontsien nie. Ja, uit julle eie geleedere sal daar mense na vore kom wat met leuns die gelowiges agter hulle aan sal probeer verlei. As gelowige is die kans goed dat jy al teenstand ervaar het net omdat God met jou is. Dis onvermydelik. Nou die vraag, kan mense
so teen kinders van God wees, dat dit hul geloof kan vernietig? Kan wolwe kinders van God se geloof vernietig? Die wolwe wat ek nou genoem het. Nee, hulle kan nie. Hulle kan nie. Want God is vir sy kinders en sal dit nie toelaat nie. Daar kan baie goed gebeur. Dit kan so lyk. Hulle kan vir 'n tyd afdwaal, maar nie vernietig nie. Alle mense, alle nasies, alle bose magte saam is nie vergelykbaar met die almagkrag en voorsienigheid van God nie. Want net voordat dit ons gelees, God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. So ook die aanvalle van die bose, hulle wat jou geloof probeer vernietig, God gaan dit ook ten goeie laat meewerk. Daarom sal God nie toelaat dat sy ware kinders se geloof vernietig word nie. En hierdie is 'n moeilike onderwerp, maar ons moet altyd teruggaan na die eenvoudigste teksgedeeltes daaroor en wat Jesus daaroor gesê het. En Jesus self gee belofte in Johannes 10 vers 28 tot 29 dat God self sy kinders se geloof sal standhou. En hy sê dit op meer as een plek. Ek gee vir die een teks bewys. Daar sê Jesus, ek gee hulle die ewige lewe. Voordat het hy gesê, ek ken my skape ken my. Dan sê hy, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal tot in ewigheid nooit verlore gaan nie. En dan sê hy eers, niemand kan hulle uit my hand uitruk nie. En dan sê hy, maar die Vader is nog sterker as ek. Niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Dis wat Jesus gesê het. En in Matteus 24 is daar 2 voorbeelde waar God sy uitverkore kinders se geloof sal bewaar, ongeag wie of wat teen hulle is. En dis weer Jesus in die woord. Daar praat Jesus oor die eindtyd en die groot verdrukking net voor Christus se wederkoms. In vers 21 en 22 Matteus 24 lees ons, in daardie tyd sal daar so 'n groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af nie was nie. En as dit nie was dat God daardie tyd ingekort het nie, sou geen mens dit oorleef het nie. En hoor dan, maar terwille van die uitverkorenes sal God daardie tyd inkort. Hoekom? Hy bewaar hulle. Te midde van geweldige vervolging en verdrukking sal God die uitverkorenes se geloof bewaar, dat dit standhou tot die einde. En dan wys Jesus net daarna, wys hy op die valse profete se misleiding. En valse profete se misleiding is geweldig, want hulle kom nie as 'n valse profeet nie, kom as 'n engel van die lig, kom met 'n Bybel in die hand. Jy sien hom nie. Dan wys Jesus op valse profete se misleiding wat nie die uitverkorenes se geloof kan vernietig nie. En dan sê Jesus, daar sal valse Christusse en valse profete na vore kom en hulle sal groot tekens en wonderwerke doen om, as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei. Dit is nie moontlik om die uitverkorenes te mislei nie. Dit is nie moontlik nie. Dit is nie moontlik om hulle te mislei dat hulle afvallig raak en God vir ewig verloon nie. Jy kan hulle tydelik ontspoor, maar nie vir ewig nie. Dit is dan ook duidelik uit die teks dat die ons in vers 31, 32 en 34 en Paulus gebruik die woord ons 7 keer, as jy dit vat in die lig van Romeine 8 vers 28 tot 30, dan is dit dieselfde as die uitverkorenes wat in vers 33 genoem word, en dat die uitverkorenes diegene is wat uitverkies is, bestem is, geroep is, regverdig verklaar is, en God sal deurvat tot hemelse heerlikheid. So wanneer Paulus hier praat in die teksgedeelte, dan praat hy van die uitverkorenes. En daarom wat Jesus se wederkoms betref, dan sê Jesus vir ons, God sal sy engele uitstuur om sy uitverkorenes bymekaar te maak van elke uithoek van die aarde af. En daar sal nie een uitverkorene afwesig of weg of laat wees nie. Almal sal daar wees. Dis Jesus wat dit sê. En daarom het Paulus dit so verstaan dat sy sendingopdrag om die evangelie te verkondig eintlik 'n opdrag is om God se uitverkorenes in te samel. In Titus 1 sê Paulus, hy sê, ek het die opdrag ontvang om die uitverkorenes van God te lei tot geloof en tot kennis van die waarheid. Dit beteken die mense wat God kies, die mense wat God se harte verander.
My opdrag is om die evangelie te verkondig en hulle in te bring. En daarom in Timoteus 2:10 sê Paulus, daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing wat daar in Christus Jesus is en die ewige heerlikheid kan ontvang. Dit mag dalk vreemd op die ore val. So wie is die uitverkorenes? Ek dink is duidelik, maar vir sommige gelowiges, as jy dit lees, kan dit klink of die uitverkorenes 'n spesiale groep gelowiges is. Amper supergelowiges. As jy dit lees, dink jy, maar dis nie ek nie. Ek is nie so nie. Ons kan struikel en dwaal, maar hulle verlossing is veilig en gewaarborg en hulle stap so op pad met God. Dis amper asof jy sê, maar ek kan my nie vind in dit nie. Geliefdes, die uitverkorenes is nie 'n spesiale groep gelowiges of supergelowiges nie. Die uitverkorenes is doodgewoon miljoene der miljoene gelowiges wat oor eeue heen, oor geslagte heen in die geskiedenis deur God bymekaar gemaak is, die wat in die Here Jesus glo en hom liefhet. Dis die uitverkorenes. En dit sal eers afgehandel wees by sy wederkoms. En soos wat die evangelie uitgaan, so bring God hulle in. Belangrik, God bring hulle in. So wat is die kenmerke van uitverkorenes? Hulle glo in die Here Jesus met hulle hele hart. Moenie die vraag vra, is ek uitverkies nie. Vra die vraag, glo jy in die Here Jesus met jou hele hart? Dis die vraag wat jy moet vra. Hulle glo in die Here Jesus met hulle hele hart. Hulle het die Here Jesus bo alles lief. Het jy die Here Jesus lief? Het jy hom lief? Hulle het 'n begeerte om heilig te leef. Begeerte om heilig te leef. Maar daarmee saam is hulle nie volmaak of sondeloos nie. Hulle struikel nog. Hulle val. Maar hulle het 'n begeerte om heilig te leef. En hulle is almal op die nou pad. Deur die nou poort van Jesus. En die laaste eienskap, so belangrik, want 'n klomp van die goed kan mense sê hulle het. Maar dan is hulle nie. Dan is dit nie eg nie. En die laaste eienskap is, hulle volhard tot die einde om in Jesus te glo. Hulle volhard tot die einde toe, om in Jesus te glo. Miskien wonder jy in jou hart, ek hoor al hierdie tekste, oor God wat sal sorg, dat sy uitverkore kinders nie verlore kan gaan nie, maar ek is nie so seker nie. Dalk voel God dat sommige van ons net te ongehoorsaam is. Ons leer te stadig. Ons sukkel te veel op die pad van heiligmaking. Ons het al te veel teruggeval. Dalk kan God moeg raak vir ons en ons net maar los. Hy is mos God, hy kan dit doen. Geliefdes, kan God sy plan verander en besluit om sy uitverkore kinders nie meer te red nie, alhoewel hy van die ewigheid af besluit om hulle te red? Kan hy van plan verander? Nee, dis juist die punt. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? God sal nie sy uitverkore kinders los nie. Dis juist die punt wat Paulus in vers 32 maak. Inteendeel, Paulus gaan verder en wys deur 'n argument van groot na klein. Dis 'n argument wat hy gebruik, wat die Joodse skrifgeleerdes ook gebruik het, van groot na klein, om dit onteenseglik te stel dat God nie van plan sal verander nie. God wil nie en kan nie en sal nie en gaan nie van plan verander nie. Wat bedoel ek met 'n argument van groot na klein? Dit wat God reeds gedoen het, wat hy eerste gedoen het om ons te verlos, is die grootste, die moeilikste, die meeste prysgawe en koste. Dis die verste wat God gegaan het, agteroor gebuig het om ons te red. As God dit gedoen het, sal hy ons eindtyd vat, sodat ons nie sal wegval en verlore gaan nie. Paulus sê, as God dit gedoen het, dis die grootste, die moeilikste, dan sal hy die res ook doen. En wat is dit? Wat is die grootste wat God gedoen het? Dan sê hy in vers 32, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar om ter wille van ons almal oorgelewer het. Ons het dit al so baie gehoor, ons raak doof
Jy raak doof vir die Bybel. Jy raak doof vir sekere goed as jy dit hoor. God die Vader, sy enigste seun, sy eniggebore seun, sy ewige seun, sy geliefde seun. Ons hoor dit, maar baie keer sink dit nie in nie. Dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug, het 'n stem uit die hemel gesê toe Jesus gedoop is. God die Vader het sy enigste geliefde seun gestuur, nie gespaar nie, om vir goddelose sondaars te sterf, om hulle te red van God se oordeel. Ons het dit al so baie keer gehoor, ons hoor dit nie meer nie. Christus het op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe, skryf Paulus in Romeine 5 vers 6. Toe Abraham 1800 jaar voor Christus op die berg Moria, wat presies dieselfde berg is as die Tempelberg, die Sionsberg in Jerusalem, selfde berg, berg Moria, berg Sion, dieselfde berg. Toe hy daar gestaan het by Isak, om vir Isak te slag, toe spaar God vir Isak. Hy spaar vir God. Spaar God vir Isak. Abraham se seun. Maar 1800 jaar later het God die Vader nie sy eie seun gespaar nie. Hy het Abraham se seun gespaar, maar nie sy eie seun gespaar nie. Toe Jesus in Getsemane bid, Vader, as U wil, neem hierdie beker van my af weg. Toe spaar die Vader nie sy seun nie, maar het hom ter wille van ons almal oorgelewer. Oorgelewer om gekruisig te word, om so die vloek en die skuld en die straf van die mensdom se sonde op hom te neem en te betaal. Wie het Jesus oorgelewer om gekruisig te word? Was dit regtig God die Vader? Want dis wat Paulus hier skryf. Was dit nie Judas Iskariot wat Jesus vir 30 silwermuntstukke verraai het en hom oorgelewer het aan die Fariseërs nie? Was dit nie Pontius Pilatus wat Jesus uit vrees aan die Joodse raad oorgelewer het nie? Of was dit nie die Joodse raad en volk wat uit haat geskree het, kruisig hom, en hom so oorgelewer het aan 'n kruisdood nie? Nee, hulle is net gebruik. Dit was die Vader wat sy seun oorgelewer het. Jesaja 53 staan daar, dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Dit is verskriklik. Om hom te verbrysel. Hoekom? Want so lief het God die wêreld gehad. Verstaan ons dit? Besef ons wat daar gebeur het? Glad nie. Die meeste van ons besef dit glad nie. Die breedte, die lengte, die hoogte, die diepte van God se liefde, wat sy eie seun nie gespaar het nie, sal ons tot in ewigheid nooit begryp of verstaan nie. Dit gaan ons 'n ewigheid vat om dit te begryp. Octavius Winslow het in 1857 'n boek geskryf, No Condemnation in Christ Jesus. En hierdie waarheid het hy treffend saamgevat. Hy het gesê, who delivered up Jesus to die? Not Judas for money, not Pilate for fear, not the Jews for envy, but the Father for love. Uit liefde vir verlore, goddelose sondaars het die Vader dit behaag om Jesus oor te lewer in die hande van sondaars aan die magte van duisternis, om as 'n gekruisigde versoeningsoffer ons te bevry van die vloek, die skuld en die mag van sonde. En nou gaan Paulus verder, van groot na klein. Omdat God die Vader in sy ewige liefde sy seun oorgelewer het. Dit het hy gedoen en ek en jy het geen aandeel daarin gehad nie. Niks. Dan sê hy, hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? As hy so ver gegaan het om dit te doen vir sy kinders, dan sal hy die res ook doen. Wat wil Paulus sê? As God tot sulke uiterstes gegaan het om sy seun oor te lewer tot 'n kruisdood om goddelose sondaars te red, dan sal God verseker diegene wat hy roep en red deur geloof in die Here Jesus ook eindtyd vat en alles skenk as erfgename van Christus. En alles hier het niks te doen met die seëninge wat jy hier op aarde ontvang nie. Party mense sê, Jesus het dit vir my gedoen, nou gaan hy my alles gee. En wat is die alles? 'n nuwe Mercedes-Benz of 'n plaas. Dis eintlik godslasterlik as jy dit daarin lees. Nee, alles dui op die volle erfenis
van die hemelse heerlikheid wat wag vir God se kinders. En dit bring ons by vers 33. Wie sal die uitverkorenes van God aankla? Daar's baie wat die uitverkorenes van God aankla, jou eie gewete, die volmaakte wet van God, medegelowiges, ongelowiges, maar die hoofaanklaer wat die uitverkorenes van God aankla is die duiwel. En sy ander naam, Satan, beteken letterlik aanklaer. Dis wat Satan beteken, aanklaer in Hebreëus. In Openbaring 12 lees ons dat Satan en sy gevalle engele na hulle rebellie teen God, na die sondeval uit die hemel gegooi is. Daar lees ons, die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Hoekom kla Satan gelowiges aan? Ons lees in vers 12, Openbaring 12, die duiwel het na julle toe gekom met groot woede en met die wete dat hy min tyd het. Satan weet, die hel wag op hom en sy gevalle engele. Nou Jesus het dit ook gesê so, in Matteus 25:41 sê Jesus vir die bokke aan sy linkerkant, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur, wat gereed gemaak is vir die duiwel en sy engele. Is gereed gemaak vir hulle. Satan is woedend. Hoekom? Omdat God sondaars uit genade red, deur geloof in Christus. Satan kla gelowiges by God aan oor hulle sonde. Hy wil as te ware sê, God, jy kan hulle nie red nie, hulle het ook gesondig. Ek het gesondig, hulle het ook gesondig. En die uitverkorenes van God gee die Satan eintlik baie keer genoeg rede om hulle aan te kla by God. Want God se uitverkorenes bereik op aarde nooit volmaaktheid nie. Alle gelowiges op die nou pad van heiligmaking, wat voortdurend stryd in hulle ou mens en die sonde, wat val en opstaan en wat daagliks moet groei om meer soos Christus te word, val en struikel ook, soos wat die Here Jesus meer sigbaar word in hulle lewe. En daar is ook blinde kolle van sonde wat oor tyd oorwin word. En die Satan is voortdurend op soek na sonde en swakhede in die uitverkorenes se lewe om hulle aan te kla by God. En Satan hits ook ongelowiges en self medegelowiges om hulle aan te kla oor sonde in hulle lewe. Want jy's blind vir dit in jou lewe en dan kom iemand en sê, maar dis in jou lewe. Al het hulle dit bely, kla hulle nog steeds aan. In die Ou Testament het Satan ook vir Job aangekla by God. Hy het vir God gesê, Job dien nie, maar is gewonder nie. Jy seën hom, vat sy seëninge weg en hy sal jy in die gesig vloek. Het Satan vir die Here gesê. God het Satan verkeerd bewys. Job was nie sondeloos nie, maar sy geloof het stand gehou. Satan kon nie Job se geloof vernietig nie. In jou oor sal Satan ook fluister, jy's te swak. Jy's te selfsugtig. Jy's te sondig. Jy's nie goed genoeg nie. Jy kan nie 'n kind van God wees nie. Geliefdes, ek en jy is as gelowiges nie goed genoeg nie. Die Satan is reg. Dis hoekom die Satan so woedend is. Hy weet ons is nie goed genoeg nie. Maar Christus, in wie ons glo, en aan wie ons vashou, en op wie ons vertrou, hy is goed genoeg. Hy is goed genoeg. Hy is volmaak goed. En daarom is die Satan, en wie ook al, sy aanklagte teen God se uitverkorenes te vergeefs. Is te vergeefs. Daarom skryf Paulus, wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat vryspreek. Help jy hulle kla aan nie. Help jy die Satan kla aan nie, want God spreek vry. Eindelik sê Paulus, niemand kan die uitverkorenes van God aankla nie, want die regter oor die Here aarde het hulle vrygespreek, omdat hy aan hulle kant is. Bekleed met die geregtigheid van Christus, wat hy aan die kruis verdien het, deur ons sondeskuld en die vloek en die straf vir sonde te betaal, spreek God ons vry. Ons is nie goed genoeg nie, maar Jesus is goed genoeg. Alle aanklagte teen God se uitverkorenes is eintlik niks. Dis aanklagte in die wind. Die oomblik as 'n uitverkore sondaar in ware geloof op die Here Jesus vertrou, word hy van alle sondeskuld vrygespreek en volmaak regverdig verklaar deur die Vader, al stry hy nog teen sonde op die pad van heiligmaking. Alle aanklagte van
van wie ook al Satan in klei spat weg teen die ondeurdringbare vesting van Jesus Christus se geregtigheid. Dis hoekom Paulus geroem het net in een ding, in Christus se geregtigheid. Gaan lees Filippense 3. En daarom sê in Romeine 3:22, hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus en almal wat glo. Paulus se volgende vraag sluit aan by die vorige vraag. Wie sal ons veroordeel? Wie sal die uitverkorenes veroordeel? Nou aankla en veroordeel is ten nouste verbonde. Jy kan eers veroordeel word as die aanklag suksesvol was. As die aanklag nie suksesvol is, kan jy nie veroordeel word nie. En omdat God die uitverkorenes vryspreek op grond van Christus se geregtigheid, is daar ook niemand wat God se uitverkorenes kan veroordeel nie. Veroordeel wys natuurlik op die eindoordeel, waar almal voor die regterstoel van Christus moet verskyn. Bekende teks, almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn. En dit sluit ongelowiges en gelowiges in. En in die Areopagus in Athene het Paulus vir almal daarop gewys, toe hy die evangelie verkondig, het gesê, God het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. So Jesus gaan regverdig oordeel. Maar niemand kan die uitverkorenes veroordeel nie. Omdat niemand, selfs nie die Satan en ook nie God se wet, God se uitverkorenes op daardie dag kan aankla nie, sal hulle ook nie veroordeel word nie. En dan toon Paulus aan, en dis geweldig belangrik, hoe dat die regter op daardie dag, die regter op die troon, Jesus Christus, ook die uitverkorenes se verlosser en hoëpriester is. Hy gaan op die troon sit. Hy gaan op die regterstoel sit. As jy in die hofsaal instap, wie sit op die troon? As regter, Jesus Christus. Daarom sê hy in vers 34, wie sal ons veroordeel? Dis Christus, Jesus wat gesterf het, meer nog wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit, en wat ook vir ons intree. Jesus gaan daar sit, op die troon, aan die regterhand van die Vader. Jesus Christus het vir ons sonde gesterf, hy het vir jou gesterf, hy gaan die regter wees. Hy het ons geregtigheid en vryspraak voor die Vader verdien, en hy sit op die regterstoel as verlosser en regter. As hy jou verlosser is en jy stap daarin, hy het vir jou sonde gesterf. 2, Jesus Christus is uit die dood opgewek, as bewys dat die Here Jesus se versoeningsoffer deur die Vader aanvaar is. Dis hoekom hy opgewek is uit die dood, as 'n bewys dat dit aanvaar is. Daarom ons vryspraak en verlossing staan onherroepelik vas. 3. Jesus Christus, ons verlosser, het na sy opstanding opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van die Vader as die verheerlikte Christus met alle mag en gesag in die hemel, in die heelal. Wie kan jou nou aankla? Hy het alle mag en gesag. Hy is deur die Vader aangestel as die regter. Jou verlosser is deur die Vader aangestel as regter. Hy sit in die hemel met alle mag en gesag. Niemand kan jou aankla of veroordeel nie. En 4, dan die geweldige troos. Ons verlosser, die verheerlikte Christus, sit aan die regterhand van die Vader, waar hy met al die mag en gesag in die heelal vir sy kinders intree. Dis wat Paulus sê, vir sy kinders intree by die Vader. En wanneer gebeur dit? Dit gebeur terwyl ons op aarde is, dit gebeur nou. Die verheerlikte Christus bid vir ons, dat ons staande sal bly, in die geloof sal volhard tot die einde toe. Jesus het vir Petrus gebid, die dag voor sy kruisiging. Hoor hoe Jesus vir Petrus gebid. Simon, Simon, kyk, Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, sodat jou geloof nie sal wankel nie. En wanneer jy eendag tot inkeer gekom het, moet jy jou broer versterk. Jesus het vir hom gebid. Dis hoekom hy bly staan het. En die einde weer teruggekom het. En 3 keer vir Jesus gesê het, ek het u lief. Wanneer die Vader toelaat dat die Satan jou geloof toets en beproef, soos vir Petrus en Job, bid Jesus vir jou, dat jy staande sal bly, en as jy uitverkore kind van God op afdraai paadjies gaan, sal Jesus se gebede jou terugbring, en jy laat volhard tot die einde toe. En wanneer jy in die moeilikste beproewings kom, sal Jesus vir jou intree. Stefanus, die eerste martelaar, vir Christus is deur die Joodse raad gestenig. Paulus het daarby gestaan. En net voor sy dood, net voor hy sterf, maak God sy oë oop. En wat sien hy? Maar Stefanus
vol van die Heilige Gees, het stip na die hemel gekyk, en die heerlikheid van God gesien, en Jesus wat in die regterhand van God staan. Interessant, Jesus sit in die regterhand, en toe hy dis asof Jesus gestaan het, en vir Stefanus dopgehou het, vir hom gebid het, dat hy daardeur kan gaan. Terwyl die klippe op Stefanus reën, en sy liggaam die lewe verlaat, het Jesus vir sy verlosser vir hom ingetree, sodat hy die wedloop van die geloof kan voleindig. Ek sluit af. Soos Paulus wil ek na vanoggend se boodskap vra, wat sal ons nou hiervan sê? Wat kan ons sê? Wat kan ek sê? En toe dink ek vir myself, ek is totaal oorweldig as ek hierdie goed lees deur God se liefde vir my as sondaar. Dat God sy eniggebore seun, sy geliefde seun, nie gespaar het nie, maar oorgegee het aan bose magte om die wreedste dood denkbaar te sterf en om die straf vir my sonde te dra om my te red van God se oordeel. Ek verstaan dit nie. Ek is sprakeloos, verstom oor God se genade vir my. Ek verdien dit glad nie. Die feit dat ek in Jesus glo, ek verdien dit glad nie. As ek na my eie hart kyk, verdien ek die hel. Mense sien nie my hart nie. As ek na my eie hart kyk, verdien ek die hel. As God my nie deur sy gees lewend gemaak het nie, sou ek steeds so dood soos 'n lijk in die duisternis van my sonde rondgedwaal het op pad hel toe. Ek kan net vir God ewig dank dat hy my gered het. Hy het my geestelike oë oopgemaak. Hy het vir my die geloof geskenk om in Jesus te glo en op Jesus te vertrou. En dat my verlosser Jesus Christus my vul met sy gees en my bewaar en my vashou en vir my intree om my op die pad te hou totdat ek eendag vir Jesus van aangesig tot aangesig sal sien, vul my hart met onuitspreeklike blydskap. Ek kan nie anders as om Jesus met my hele hart lief te hê en te dien, al is dit hoe gebrekkig. Ek sluit met die woorde van Sidi Stad, 'n pioniersendeling na China, Indië en Afrika. Gaan lees maar sy lewe, aangrypend. Hy het gesê, "If Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for him." Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ja Here, ons verstaan nie alles in U woord nie. Wanneer U die geheimenisse van U genade en U liefde aan ons openbaar, baie keer wil ons dit nie vat nie, net omdat ons met ons klein breintjies dit nie verstaan nie. Dankie vir die genade, vir U liefde. Ja Here, dit is te veel vir ons om dit te vat en te verstaan. Ons bid dat U net ons harte op Christus sal rig en dat U vir ons net elke dag meer en meer bewus sal maak van U groot liefde en U groot genade wat U aan sondaars bewys het. U het gekom om sondaars te red. Ja Here, en dankie daarvoor. Dankie dat U ook vir my gered het, dat U vir ons red deur U bloed aan die kruis. Vul ons met U Gees, dat ons so sal leef, dat U ook verheerlik sal word. Ons bid dit om U naam se wil. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die opneem.